En in baie gemeentes van ons tyd gaan dit ook goed. Daar's 'n warm omgee groepie vir elke ouderdom. Bejaarde bediening, daar's 'n jeugbediening, daar's manne ontbyte, daar's susters saamtrekke. En daar's uitreike. En die een wat dit raak sien is die Seun van God. Die een wat oë het soos 'n swysvlam, die een wat tot in die hart en die niere kan kyk, hy weet, hy ken. Dit gaan hom nie verby nie. Bid saam. Driemaal heilige God, ons sien uit na die nuwe hemel en die nuwe aarde waar alles rein en onbesmet sal wees. Waar daar niks sal wees van die besoedeling wat ons daagliks mee saamleef nie. Nie net die fisiese besoedeling van hierdie aarde nie, maar ook die besoedeling van ons gemoedere, die besoedeling van ons optredes, die besoedeling wat mense rondom ons veroorsaak. Ons sien uit na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar ons in wit klere voor ons verlosser mag staan en ons sien uit om hom te sien. Mag ons so eenvoudig wees dat ons dit glo. Mag ons so eenvoudig wees dat bo al die waarhede en wyshede wat hier op hierdie aarde verkondig is, daar maar een waarheid en een wysheid is, en dit is ons Here Jesus Christus. Mag sy Heilige Gees ons ook daarvan oortuig in hierdie dag. Mag sy Heilige Gees in ons harte, daar waar dit miskien nog onbekeer is, 'n vrugbare aarde skep. Dat die woorde van u diensknegt, die woorde van die apostels, dat dit waar sal word vir elkeen van ons. U ken ons omstandighede, u weet hoe dikwels ons aandag afgelei word, u weet hoe ons met ons eie agendas na die erediens toe kom, u weet hoe die wêreld ook hier sy invloed uitoefen. En daarom kom ons na u toe in alle ootmoed, in die verwagting, dat u sal doen wat u nog altyd gedoen het, baie verder as die 3de en die 4de geslag, maar tot in die 1000ste geslag, om u woord en u waarheid onder u volk te laat leef, telke male te laat leef. Vergewe ons sonde, vergewe ons tekortkominge, vergewe ons ook, waar ons hier by mekaar is in ons onvolkomendheid, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing kom weer eens uit die boek Openbaring, en ons behandel nou die 4de brief wat die Here Jesus Christus aan daardie 7 gemeentes van Klein-Asië gerig het. En ek lees weer die inleiding tot daardie briewe van hoofstuk 1 vers 9. Ek, Johannes, julle broeder, en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en in die lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, terwille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n basuin, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese, en Smyrna, en Pergamus, en Thyatira, en Sardes, en Philadelphia, en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens,
met 'n kleed aan wat tot op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. En dan blaai ons in hoofstuk 2 na die gedeelte wat gaan oor die brief aan die gemeente in Thyatira. Dit begin by vers 18. En skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira. Dit sê die Seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam, en sy voete is soos blink koper. Ek ken jou werke, en liefde, en diens, en geloof, en jou lydsaamheid, en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer, en my diensknegte te verlei om te horeer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar owerstel bedryf, in 'n groot verdrukking, as hulle hul nie van hulle werke bekeer nie. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal weet dat dit ek is, wat niere en harte ondersoek, en ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. En ek sê vir julle, en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie, ek sal op julle geen ander las lê nie. Hou maar net vas wat julle het, totdat ek kom. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. En hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erdegoedwortele verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het. En ek sal hom die môrester gee. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Openbaring 2 vers 23. Al die gemeentes sal weet dat dit ek is wat niere en harte deursoek. Geliefdes, dit gaan goed in die gemeente van Thyatira, en in baie gemeentes van ons tyd gaan dit ook goed. Op die oog af gaan dit eintlik baie goed. Daar is liefde, daar is diens, daar is geloof, en hulle groei. Daar is 'n gasvryheidskommissie wat jou inwag by die voordeur om drukkies en hartlikheid uit te deel die dag as jy daar opdaag. Daar's 'n warm omgee groepie vir elke ouderdom. Bejaarde bediening, daar's 'n jeugbediening, daar's manne ontbyte, daar's susters saamtrekke. En daar's uitreike. Uitreike na buite, uitreike na Botswana, selfs Indië. En daar is sopkombuise in die woonbuurtes. Dit is inderdaad kerke sonder mure, gemeentes sonder grense.
En dit wat eers klein by hulle begin het al hoe meer uitgebrei. Dis soos ons gelees het. Die laaste werke is nou baie meer as dit waarmee hulle begin het. En daarvoor is daar ook genoeg geld. Halleluja, daar's genoeg geld. Daar's genoeg geld en die sitplekke sit so sag soos in die bioskoop. En die een wat dit raak sien is die Seun van God. Die een wat oë het soos 'n swysvlam, die een wat tot in die hart en die niere kan kyk, hy weet, hy ken. Dit gaan hom nie verby nie. Maar hy sien ook iets anders raak. Eintlik sien hy iemand anders raak. Hy sien Isebel, wat haarself 'n profetes genoem het. 'n Isebel tipe vrou. Ons sê Isebel tipe, want dit is baie duidelik dat hier 'n verwysing is na daardie berugte Isebel van die Ou Testament. Die prinses uit Sidon, waarmee koning Agab getrou het. En as 'n mens nou daai geskiedenis kyk, dan kan jy nou vra, waarom trou 'n koning uit die verbondsvolk met 'n heidense prinses? Wel, vir dieselfde rede dat koning Salomo met 'n Sidonese vrou getrou het, onder andere met 'n Sidonese vrou getrou het, want hy het baie sulke huwelike aangegaan. Dit was nie net militêr strategies wys om dit te doen nie, maar daardeur het Israel se mense ook goeie toegang tot die Fenisiese koningshuis gekry. Dit het goeie besigheidsin gemaak. Dit sou almal se belange dien. So 'n alliansie het deure oopgemaak, dit het hawens oopgemaak. Israel kon ook baie by die Fenisiërs leer, net soos by die Babiloniërs. Mense van Sidon was byderwets en oopkop en op die voorpunt van die nuutste tegnologie. Hulle het nie net uitstekende vakmanne gehad nie, maar ook baie wyse manne en vroue in 'n godsdiens wat eeue en eeue se kennis en insig bevat. Baal en Astarte, die songod en moeder aarde. Nou Isebel het haar toe in Samaria kom tuismaak in die huis van koning Agab. En hoekom sou dit 'n probleem skep? Die volk kon immers nog steeds voortgaan om hulle Here te dien. Godsdienstvryheid. Leef en laat leef. Wees net verdraagsaam, of hoe? Ja, daar was geleenthede en dit het al hoe meer algemeen geword dat die volk sommer al twee godsdienste beoefen het. Die offerdiens aan die God van hulle vaders, maar dan ook byvoorbeeld moeder aarde se lentedae. Daar waar hy ook heerlik aan die offervleis gesmil was en geleenthede wat inderdaad soms baie jolig kon wees. Skoon wulps om die waarheid te sê, in allerlei variasies van seksuele oriëntasies. Amper soos baie van die Kersfeespartytjies deesdae. Nou, dit was die profeet Elia wat binne hierdie omstandighede die groot pretbederwer was. Ons lees dit in 1 Konings 18, Elia was die beroerder van Israel, soos koning Agab hom genoem het. Dit was die profeet Elia wat die volk daaraan herinner het dat hulle nie op twee gedagtes kan hink nie. En toe, so wat 900 jaar later, nadat die evangelie van Jesus Christus die wêreld oor destyds begin posvat het, toe herleef die gees van Isebel weer. Sy herleef in die gemeente van Thyatira, nie net in die Hebreë samelewing nie, maar in die gemeente self. En die Here sien dit raak. Dit gebeur nie oornag nie, maar so geleidelik laat sy haar teenwoordigheid geld. Thyatira was natuurlik 'n welvarende stad met baie vakmanne, bakkers, metaalwerkers, wolbewerkers, leerlooiers, purperverkopers. Jy sal onthou dat Lydia, die purperverkoper wat ons in Handelinge 16 leer ken, dat sy van Thyatira gekom het. En hierdie vakmanne het hulle self in vakbonde georganiseer, gildes
wat hulle gesamentlike belange moes beskerm. Gildes wat die vakkennis bewaar het en dit aan hulle eie lede uitgedeel het. Gildes wat hulle eie beskermingsgode gehad het en in wie se naam daar offers gebring het en gildes wat hulle eie kantoorpartytjies gehou het. Nou wat moes die Christene in Thyatira doen? Wat moes hulle onder daai omstandighede doen? Hulle moes ook leef. Hulle moes ook hulle besigheidsbelange uitbrei. Hulle moes ook nuwe kennis en nuwe vaardighede aanleer. Christen vakmanne sou nie die gildes kon systap nie. Maar waar moet 'n mens die streep trek? Woon die gilde vergaderings by my, jy onttrek jou wanneer die kantoorpartytjie begin? Woon die kantoorpartytjie by, maar weier om die offervleis wat daarmee saamgaan te eet? Of eet die offervleis, maar maak verskoning voor almal begin sing, almal like 'n boerepompie? Waar moet die gelowiges van Thyatira die streep trek? Kom ons hou die dinge van die gemeente en die gilde uitmekaar uit, sal sommige sê. Kom ons hou die dinge van die kerk en die kantoor uitmekaar uit. Geleidelik het die leer van die Sebel in Thyatira begin posvat en die gemeente self begin posvat, want niemand wou Isebel aan die begin vasvat nie. Uiteindelik begin Sebel die kring van dit wat aanvaarbaar is al hoe weier te trek. Die grense van wat mag en nie mag nie, brei al hoe meer uit. Die gemeente het 'n kerk sonder mure geword. Weet wat het die gees van die Sebel gesê? Hierdie dinge wat miskien pla, dit maak nie saak nie. Dit het eintlik niks met jou saligheid te doen nie. Om jou daaraan te steur is wetties en oudtestamenties. Buitendien, ons is mos vrygemaak van die wet. Waarom nou weer verval in die bekrompenheid van ons voorouers, daai klomp stywe doppers wat nie eens wou dans nie? Ten beste is hierdie middelmatige sake. Nie wesenlike sake. Sekondêre kwessies. Kom ons bepaal ons by die dinge waaroor dit werklik gaan, die dinge wat in hierdie stad 'n wesenlike verskil kan maak, die uitreike, die sopkombuise, die omgee groepies. God is mos liefde. Dis mos die eintlike boodskap van die Bybel. Die seun van God soek nie klippe om die owerspelige vrou te stenig nie, gaan lees dit maar daar in Johannes 8, nie, hy openbaar verdraagsaamheid, laat ons ook maar verdraagsaam wees. En as daar nou uit al hierdie seksuele oriëntasies 'n paartjie is wat saamwoon, is die vraag nie, hoekom is hulle nie getroud nie, die vraag is, of hulle mekaar werklik lief het. En hoeveel huwelike ken ons nie waar die man en die vrou soos kat en hond beklei, liefdelose huwelike, hoekom moet die huwelik nou juis as norm voorgehou word? So word daar geredeneer. Nee, die vraag is, het hulle mekaar werklik lief? En as daar twee sodomiete is wat mekaar lief het, hoekom sal ons hulle nie in die huwelik bevestig nie? Dat ons nie aan daai pretbederwers steur nie, daai beroerders van Israel. Maar nie net dit nie, algaande begin Isebel se agenda ook die kerk se agenda word. Haar agenda word deur Astarte, deur Moeder Aarde bepaal. Nou is die hooffokus nie meer hoe ons die evangelie aan 'n verlore gaande wêreld verkondig nie, maar hoe kan ons hierdie verlore gaande aarde red? Red van dit wat klimaatsverandering genoem word. En nou stel die synode taakspanne vir ekologie daar, groenspanne word dit ook genoem. Sonde is nou nie meer hoerery en aborsie nie, maar die lidmate moet hulle self bekeer van die aantal gasse wat hulle motors uitlaat en hoeveel plastiek hulle gebruik. Ons noem dit eko-bekering. Aardedag en aardeuur verskyn nou selfs op die kerklike kalender. Nou ons skrifgedeelte sê dat Isebel en haar volgelinge
geleentheid gegee word om hulle van hulle hoerery te bekeer. Wie hulle bekeer het en wie nie, dit weet ons nie. Maar daar was diegene wat nie die dieptes van Satan leer ken het nie. Presies wat die dieptes van Satan is onseker. Maar ek stem saam met diegene wat sê dit verwys na 'n heidense ingesteldheid wat sê dat die liggaam onbelangrik is. My lewe gaan net oor my gees. Maak nie saak wat ons met ons liggame doen nie, wat ons eet en hoe ons hoereer en hoe ons uiteindelik daardie liggaam tot as verbrand nie. Dit maak nie saak nie, dis die gees wat belangrik is. Al wat van ons verwag word, is om 'n hoë vlak van spiritualiteit te handhaaf. Dis ons spiritualiteit wat saak maak. Nou bekeer jou, sê die Here vir ons, daar is nog geleentheid tot bekering, bekeer jou, sê die Here vir die gemeente van Thyatira. Nou wie hierdie oproep tot bekering gedoen het, weet ons nie. Was dit 'n leraar? Was dit die ouderlinge? Was dit die lidmate? Ons weet nie. Wat ons wel weet, is dat die gees van Elia nog altyd daar was. Die beroerders in Israel, al word hulle afgelag, al word hulle uitgewerk. Die beroerders van Israel was nog altyd daar en hulle stemme sal nie stil gemaak word nie. En uiteindelik breek daar ook vir Isebel die dag van afrekening aan. Ek sal aan elkeen van julle volgens sy werke gee, sê die Seun van God. Dit kan in hierdie bedeling wees, of dit kan met die wederkoms wees, maar elkeen ontvang sy goddelike loon. Isebel land op die siekbed, ook die wat met haar oorspel bedryf het. Die plek van hierdie vrou se skandade, haar bed, word nou die plek van haar lyding en straf, en uiteindelik die dood. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, sê die Here. Met ander woorde, sy sal uiteindelik kinderloos heen gaan. Net soos Isebel van die Ou Testament is daar vir haar geen nageslag nie. Hoor dan Israel, en onderhou die Here se wet sorgvuldig. Israel, luister na die Here se gebooie en gehoorsaam dit, dat dit met jou goed kan gaan. So leer ons uit Deuteronomium uit. En dat julle baie kan vermenigvuldig en dat julle baie kinders kan hê, soos die God van julle vaders julle beloof het. En dit hang alles saam met die volgende woorde in Deuteronomium 6. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Die Here ons God is die enigste Here. Ignoreer dit en daar is vir julle geen nageslag nie, geen toekoms nie. Ons skrifgedeelte sê, al die gemeentes moet dit weet. Tot in die verre toekoms moet hulle dit weet. Maak nie saak hoeveel seks julle bedryf nie. Die sodomiete het by voorbaat geen nageslag nie. Maar ook die ander met die meer natuurlike oriëntasies. Hulle sal hoereer en hulle sal nie uitbreek in menigte nie. Ons lees daardie woorde in Hosea 4. En later in die boek Openbaring kom ons die gees van Isebel te. En daar word die hoer van Sidon as die hoer van Babylon voorgestel. En word die volk van God opgeroep om hulle van haar te distansieer. Gaan uit haar uit, my volk, staan daar in Openbaring 18, verlaat haar, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla mag ontvang nie. En dan lees ons in Openbaring 18 en die konings van die aarde wat met haar gehoereer het en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag, wanneer hulle die rook van haar verbranding sien. En die vrugte wat haar siel begeer, het van haar gewyk. En al die blinkende en skitterende dinge het van jou gewyk, en jy sal dit nooit weer kry nie.
En die handelaars in hierdie dinge wat van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, terwyl hulle ween en rou bedrywe. Net soos hierdie aarde, moeder aarde, soos dit tans liefdevol genoem word, wat skynbaar deur klimaatsverandering bedreig word of aardverwarming soos dit gestel word. Net soos hierdie aarde skielik, maar baie skielik, baie warmer sal word. Vuurwarm. Nie geleidelik nie, maar verbrandingswarm. Die aarde sal gesuiwer word deur vuur. En die dag van die Here sal kom. Dit sal kom soos 'n dief in die nag. En die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Geliefdes, in die Agab en die Sebel se tyd was daar 7000 wat nie die knie voor Baal gebuig het nie. Ons dank die Here daarvoor. Net soos daar ook in ons tyd. 7000 sal wees wat nie in die weë van Isebel sal verval nie. En ons dank ook die Here daarvoor. Amen. Kom laat ons dank. Onse genadige God en hemelse Vader, ons dank U op hierdie dag vir die woord wat van bekering wat tot ons kom en ook al die gemeentes van alle tye. Dat ons maar sal oplet vir die leer van Isebel. Dat ons maar sal oplet vir daar waar die weë van die wêreld en die weë van die godsdienste van die wêreld en die weë van moeder aarde ons lewens begin beheers. Dat ons sal oplet om steeds 'n getuie te wees vir die Here Jesus Christus en sodat sy kinders hierdie woorde mag ontvang en hulle self bekeer en dat hulle gered mag word en dat hulle die enigste verlosser van hemel en aarde, die een wat vir ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan skep, ons Here Jesus Christus, dat hulle hom mag aanhang. En dan bid ons ook dat U ons kinders sal beskerm in hierdie wêreld. Dat ons kinders beskerm sal word daar waar hulle op skool is, daar waar hulle blootgestel word aan allerhande ander invloede van dit wat in hierdie wêreld aangaan. Ons bid dat U vir ons sterk sal maak in hierdie stryd. En mag dit maar so wees, dat daar in elkeen van ons 'n beroerder van Israel sal wees, soos die voorbeeld wat ons uit die Heilige Skrif kry, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.